'n groep jong mense wat hulle self gereed maak ook vir eksamens. Ons praat nie net van die jaar 13s nie, ek weet van die ander ouetjies is ook besig om gereed te maak vir eksamens en finale toetse te skryf om 'n jaar mee af te sluit. En soms wonder 'n mens en al op julle ouderdom is dit die moeite werd om alles in te sit. Partykeer dink 'n ou, solank jy vir 50 gaan, deur is deur. Werk partykeer in mense se lewens ook so. Het gaan nie net oor wanneer jy 'n vak skryf nie. Dit gaan ook oor jou ingesteldheid om te werk en te handel met dit wat God jou gegee het. Daarom vandag 'n baie bekende gelykenis. 'n Gelykenis wat Jesus eintlik gedeel het om eintlik te sê tussen die lyne deur, ek is op pad terug eendag iewers. Ons lees vanmôre uit Matteus 25 en ons gaan lees vanaf vers 14 die gelykenis van die muntstukke of die gelykenis van die talente. En ons lees vanaf vers 14 uit die 2020 vertaling uit Matteus 25 in my Bybel op bladsy 33. Want dit is net soos 'n man wat op reis gaan en sy slawe roep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 talent gegee en vir 'n ander 2 en vir nog 'n ander 1 vir ander 1 vir elkeen volgens sy eie vermoë. En daarop het hy vertrek. Onmiddellik het die man wat die 5 talent ontvang het met hulle gaan woeker en 'n wins van nog 5 gemaak. Net so het die man met die 2 nog 2 wins gemaak. Maar die man wat 1 ontvang het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld weggesteek. Na 'n lang tyd kom die eienaar van daardie slawe terug en eis rekenskap van hulle. Die man wat die 5 talent ontvang het gekom en nog 5 gebring. Hy sê toe, meneer, u het my 5 talent gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 5 talent gemaak. Die eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Die man met die 2 talent het gekom en gesê, meneer, 2 talent het u vir my gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 2 talent gemaak. Sy eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Die man wat die 1 talent ontvang het ook gekom en gesê, meneer, ek ken u. U is 'n hardvogtige man, wat maai waar u nie gesaai het nie, en wat oes waar u nie saad uitgestrooi het nie. En omdat ek bang was, het ek u talent in die grond gaan wegsteek. Hier is wat aan u behoort. Maar sy eienaar antwoord hom, jou slegte en lui slaaf. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en oes waar ek nie saad uitgestrooi het nie, en daarom moes jy my geld by die bankiers belê het, en met my terugkeer sou ek wat myne is, met rente teruggekry het. Vat dan die talent by hom en gee dit vir die een wat die 10 talent het. Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy het, weggeneem word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die duisternis daar buite. Daar sal 'n geween wees, en 'n geknars van tande. Ek lees vanoggend tot hier, geliefdes. Here, ek behoort aan u. U ken my beter as wat ek myself ken. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. U het my gevorm na u beeld. U het my nood raak gesien, aarde toe gekom, as 'n gewone mens kom leef, baie keer met vyande te doen gekry, mense wat u uiteindelik uitgelewer het om onskuldig te sterf. U het aan 'n kruis gehang vir my.
Jy het die dood ingegaan. Jy het die dood oorwin, jy het die graf leeggelaat. Jy het opgestaan, jy het opgevaar waar jy sit aan die regterhand van God, om weer te kom, Here. As regter oor die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek klou in geloof vas, ook aan U, o Heilige Gees, wat elke dag met my besig is. Ek ervaar U teenwoordigheid, ek voel U leiding. En soms vermaan U my, en weet ek is besig met goed wat ek nie moet doen nie. Baie keer vertroos U my, en kry ek hierdie vrede in my, want U is met my besig. Ek is deel van die gemeenskap van gelowiges, 'n wêreldwye kerk wat niemand gaan stop nie, Here. Al maak mense vreemde aanmerkings, al vat hulle my aan, al los hulle my in die donkerte, al wil hulle nie verder vriende wees nie. Here, U leef in my en dit sal nooit anders wees nie. Ek weet ook, ek is op pad na ewigheid. U het my dood oorwin. Ek gaan opstaan uit die dode. En ek weet, ek sal tuis wees in U teenwoordigheid tot 'n lengte van dae. Dankie, Here, dat ons aan die begin van nog 'n nuwe maand ons leiding by U kan soek. Ons raad, ons krag, ons hoop. Dankie, Here, dat U met ons gaan waar ons deur moeilike tye gaan. Sommige van ons by aanpassings, by krisisse, sommige van ons by nuwe hoofstukke in ons lewens wat ons nie altyd gedink het gaan kom nie. Dankie, Here, dat ons hoop altyd by U lê. Dankie dat U met ons op pad is, volgens U wil. Ek plaas my hande, my lewe in U hande, Here. So bid ons vanmôre vir mekaar. Ons dra mekaar se laste. Ons bid vir mekaar as ons mooi dinge deel, ons bid vir mekaar as daar seer is. Ons bid ook vir 'n gesin vandag, Here, wat verlies in die oë moet kyk. Dankie dat U vir ons elke dag gee en toerus met wat ons nodig het. Ons bid ook vir ons geliefdes ver, ons mense in ons geboorteland. Dit sal nooit anders wees nie, Here. Hulle bly ook deel van ons, soos ons van hulle. Dankie dat U vir ons op 'n besondere manier lei. Dankie, Here, dat U ook geduld het met my. Dankie vir U vergifnis na my berou. Dankie, Here, vir die voorreg om U te ken en U te dien. Amen. Matteus 24 begin Jesus met 'n gesprek wat tot aan die einde van hoofstuk 25 duur. Dis 'n lang gesprek. Wat gebeur? As jy daar sou lees, kan jy agterkom, hy is met sy disippels op pad, hulle loop eenvoudig by die tempel verby. En Jesus sê, toe hy die tempel sien, daar gaan 'n tyd kom dat selfs hierdie tempel afgebreek word teen die grond, daar gaan nie 'n steen op 'n ander een bly lê nie. Dit ontstel sy disippels. Wie wil nou so tipe boodskap by jou rabbi hoor? En dan gaan hulle teen die Olyfberg op, en as hulle alleen is daar, en daar is nie 'n skare naby, dan ewe skielik wil hierdie 12 by hom weet, wat het U bedoel? Hulle 2 vrae. Wanneer gaan hierdie gebeur? En dan onthou hulle ook wat hy al gesê het. Dat hy gaan weggaan en terugkeer, en dit gaan die einde van alles wees. Dan wil hulle by hom weer die tweede vraag, wanneer gaan U dan terugkom, wat alles gaan eindig? Wanneer gaan hierdie tempel afgebreek word? En wat is die teken van U wederkoms en die einde van alles? En dan antwoord die Here hulle. Nou, typies Jesus, antwoord hy hulle met 'n gelykenis. Hy skep 'n beeld. En wat het die Here gewoonlik met gelykenisse gedoen? Hy het jou ingenooi in die situasie. Hy gee nie net 'n antwoord wat jy moet aanvaar of nie aanvaar nie. Hy trek jou as dit ware in, en dan moet jy besluit, hoe lyk my antwoord? Hoe lyk my weergawe? Hy gebruik 3 gelykenisse om te sê wat die teken gaan wees
van sy wederkoms. Eerste ene was die bruidegom wat opdaag, en daar is 5 maagde wat gereed is, en 5 wat nie gereed is nie. En dan kom hy by die een. Dis die agtergrond van hierdie gelykenis. Iemand wat op pad is, en dan op 'n stadium gaan terugkom, en dan wil weet, wat gaan aan in jou lewe? Wat het gebeur, vandat ek weg is? Nou begin die gedeelte, met die woorde, 'n man gaan op reis. Hoekom? Want hy kan. Hierdie ou is skatryk. Hierdie ou is welgesteld. Hierdie ou is welvarend. Partykeer hoor ek van mense wat op reis gaan, hulle gaan op 'n bootvaart vir 4 maande. Vir 'n oomblik is dit nie maklik om hierdie ouens te ken nie, is dit nie? Want jy is nie daar nie, hulle gaan op dit, jy is nog nie daar nie, waarskynlik nooit nie. Maar hierdie ou gaan op reis. En dadelik kom 'n mens agter, jy weet op wie die Here hier sin speel. Want is een ding wat hierdie man nie doen nie. Hy sê nie, vir hoe lank gaan hy weg wees nie. Hy sê nie, sien julle oor 'n maand, 2 maande, 2 jaar, 3 jaar, 4 weke nie. Hy sê net, ek is op pad. En dadelik weet jy van wie daar gepraat word. Want die een wat op 'n stadium ook op pad was, is nou al vir 2000 jaar nog nie terug nie. En ek en jy wag op hom. Ewe skielik kom jy agter, hierdie man, die een wat op pad is in ons geval ook die een wat 'n plek voorberei waar ons nog nie is nie, en die een wat op 'n stadium sal terugkom as koning en regter. Maar nou soos terug by die ou van die gelykenis, baie ryk Jood. Mens lees baie keer in die woord van die Here, van ouens wat swaar gekry het, van ouens wat behoeftig was, van armoediges. Wel, hier lees jy van 'n baie welgestelde man. En ons gaan net nou kom by die goed wat ons noem talente. Het jy in silwer gewerk hier, het jy met 'n baie ryk man te doen gehad. Was daai talente goud? Ek gaan net nou vir jou verduidelik waarmee jy eintlik hier sit. Maar dan kom jy ding agter wat baie vreemd klink. Dit klink asof hy op 'n ander vlak met sy slawe is. Want dis wat hierdie ouens is van hom. Hulle is nie sy werknemers nie, hulle is nie sy kollegas nie, hulle is nie sy finansiële bestuurders nie. Die Griekse woord hier is doulos. Doulos beteken slaaf. Sal jy alles wat jy het in die hande los van iemand wat duidelik nie die opleiding het om dit te hanteer nie, en dan op pad wees, nie weet wanneer jy terugkom nie, en wonder wat jy gaan aantref as jy terugkom. En dis wat gebeur hier. Maar die verhouding tussen hierdie eienaar en sy doulosse, sy slawe, is baie wonderlik. En die woord van die Here tref hier duidelik aan dat daar 'n besondere verhouding was tussen eienaars en slawe. Daardie slawe was dikwels deel van die familie. Op 'n stadium lees ons van Abraham, wat sy slaaf Eliezer 'n erfgenaam maak, omdat hy nie kinders gehad het nie. Ook hier, in hierdie geval, is daar baie vertroue. Want hy gee sy rykdom afgemeet in talente aan hierdie 3 slawe. Nou kom ek verduidelik vir jou talent. Vors jy die woord talent na, kom jy agter in die woordeboek staan daar, 'n talent beteken as jy talentvol is, jy het begaafdheid, jy het insig, jy het 'n aanleg, jy blink iets in iets uit, dan jy 'n talent vir iets. Maar 'n talent in die Bybelse tyd was ook 'n maatvorm. Jy het iets afgemeet in talente. Dit was 'n gewigsmaat, spesifiek vir goud en silwer. Nou kom ek vertel gou vir jou, hoeveel was hierdie talente werd? 'n talent ongeveer was so 65 kilogram
in daardie tyd. 130 pond. Dit was 'n talent. Somtyds silwer, somtyds goud. As hierdie talent silwer was, baie werd, 6000 dagloners se werk in een talent. Maar as hierdie goud was, wat waarskynlik so was, want hierdie ou het 'n baie spulslawe en hy is waarskynlik skatryk. As hierdie goud was, praat ons van baie geld. Kom ek verduidelik gou vir jou. 130 pond is 1 talent. 'n pond bestaan uit 16 onse. Op hierdie stadium, Nieu-Seeland dollar, betaal jy $7,000 vir 'n ons goud. Maal met 16, $112,000 vir 'n pond. Elke talent het 130 sikkels gehad. Elke talent was vandag in ons waarde $14,5 miljoen werd. Hierdie man was regtig ryk. Nou gee vir die eerste ouetjie 5 van hulle. Dis $70 miljoen. En hy gee vir die tweede ouetjie 2 van hulle. Dis ongeveer $30 miljoen. En die derde ouetjie kry 1. Dit bly steeds amper 15 miljoen. Hierdie man wat op pad was, op reis was so $120 miljoen sterk vandag in ons geldwaarde. En dan gee hy opdrag, gaan werk met hierdie goed, gaan woeker met dit. Die opdrag gee hy nie, hy gaan nie, jy lees eers later toe hy terugkom, dit was die opdrag. Moenie net na die goed kyk nie. Gaan werk met dit. Vat 'n kans. Vat 'n risiko. Steek jou nek uit. En dan kom hy terug na 'n wyle. Niemand weet hoe lank dit was nie. En hy reageer op 2 maniere. Vir die eerste 2 slawe wat 5 gekry het, en die ander een wat 2 gekry het, hulle kom terug en hulle dit verdubbel. So dit moes 'n lang tyd gewees het. Die 5 talente het 10 geword, en die 2 talente het 4 geword. En vir die ouetjie sê hy, en dit is eintlik ironies, oor min was jy getrou, ek gaan jy nog oor baie aanstel, deel in my vreugde. Wonder altyd, as 70 miljoen min is, wat is baie? Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom deel in my vreugde, albei hoor dit. En dan kom staan die derde een daar. En daar is ons 'n bietjie grond aan hierdie talent wat hier langs hom staan, want ek kan dit nie sy hande hou vas, is bietjie te swaar. Want die ding kom so pas uit die grond uit. Dis vars uit die grond uit. En dan sien die eienaar dit. Die ou het niks gedoen nie. Teenoor die ander 2 wat kanse gevat het, risiko's gevat het, dit wat hulle gekry het, mee gewerk het, gewoeker, hierdie ou het niks gedoen nie. En dan baie vreemd, saam met sy verskonings kom eintlik die beledigings. Hy beledig hierdie ou. Hy sê vir hom, jy is 'n hardvochtige man. Jy is eintlik 'n bietjie van 'n skelm. Jy oes waar jy nie gesaai het nie, en jy maai waar jy geen saad gestrooi het nie. Ek was bang vir jou. En daarom het ek 'n gat gegrawe en hierdie ding gaan begrawe. Uiteindelik word hy die donkerte ingestuur. En in 'n geval hy nie tande gehad het nie, dit sal voorsien word, want kners gaan hy kners. Is moeilik om dit te hoor. Wat wou die Here met hierdie gelykenis sê? Hy wil iets sê wat ek en jy vandag nog moet hoor. Ek gaan dit deel met 'n paar goed, so 4 puntjies, kort. Die eerste een is, stel jou talente dadelik in die werk. Stel jou talente in aksie. Wat beteken dit? Toe hierdie man op reis gaan, het niemand geweet wanneer hy terugkom nie.
Niemand het geweet of het 2 maande of 2 jaar of 10 jaar gaan wees nie, maar al wat hulle geweet het, terugkom, gaan hy terugkom. Maar weet jy wat gebeur? Al 3 begin onmiddellik werk. Niemand stel uit nie, niemand sê môre nie, niemand sê ander dag nie. Die eerste 2 vat hierdie talente, hulle begin onmiddellik woeker, en die derde ouetjie gryp 'n graaf en hy begin dadelik 'n gat grawe. Al 3 begin dadelik werk. Die laaste ene sê net, ek wil van hierdie ding ontslaa raak, so vinnig as wat ek kan. Kom laat ek grawe. Wat leer die Here vir ons hieruit? Daar's 'n doel met jou lewe hier op aarde. Wat jy ontvang het om mee te werk, is nie sommer maar net toevallig nie. Hierdie gawes, hierdie talente, hierdie begaafdheid, hierdie goed wat jy gekry het, hierdie pakkie wat in jou sit, staan met 'n rede. God het 'n doel met jou lewe. Ek lees hierdie een vers uit Efesiërs 2 en luister 'n bietjie hoe spreek hierdie vers tot 'n mens. Dis daai gedeelte wat sê, hoorie, niks wat julle doen kon genade verdien nie. Die Here het julle eintlik verlos, hy het vir julle genade gegee. Maar dan staan daar in vers 10, ons bly God se maaksel, geskep in Jesus Christus, om die goeie werke wat God voorberei het, te gaan uitleef. Hoor jy wat ek hoor? God het goeie werke voorberei, wat net jy kan uitleef. Dit wat God vooraf bepaal het, deur jou, kan niemand anders naas vir jou uitleef nie. Net jy kan dit doen. En dis die talente wat ons ontvang, dis goeie werke wat God voorberei het, wat net ek en jy kan uitleef. Daar's 'n doel met jou lewe hier, met jou talente, jou gawes, jou vermoëns. Gebruik jy dit nie, mors jy daarmee. Gebruik jy dit nie, as jy net so goed soos hierdie derde ou wat sê, dis te veel vir my, ek gaan begrawe dit eerder, dis makliker vir my om sonder dit voort te gaan. En nou praat ons nie oor gawes en verstand nie, ons praat oor ambisie, ons praat oor deursettingsvermoë. Net jy kan dit wat God vir jou voorberei het, gaan uitleef. 'n tweede ding wat baie duidelik is, die Here gee vir jou alles wat jy nodig het. Daar word gesê, hierdie talente word nou gegee volgens hierdie ouens se vermoë. En dis die Griekse woord dynamis. Dynamis beteken krag, vermoë, sterkte. Nie almal van ons het dieselfde vermoë nie. Wat hier gebeur met mense met verskillende mate van vermoë, van gawes, van dinge wat hulle kan doen, kan bereik, is verteenwoordigend vir my en jou vandag. Nie een van hierdie 3 ontvang presies dieselfde nie. Maar hier is die slaggat. En dis die slaggat wat ons self grou en baie keer vandag in omtrap. Ek en jy voel baie keer soos die slaaf wat een ontvang het. En nou kyk ons na die ou wat hier langs my staan, wat 2 gekry het, en ek wil nie eers kyk na die ou wat 5 gekry het, want hy het soveel meer, en uiteindelik konsentreer ek so op dit wat ek nie het nie, dat ek vergeet om dit te gebruik, wat wel na my kant toe gekom het. Wat belangrik is nie wat jy ontvang het nie. Wat belangrik is wat jy daarmee maak. Dis wat belangrik is.
Die een wat 5 gekry het, het alles ontvang om met hierdie 5 te werk. Die een wat 2 gekry het, het alles ontvang om met hierdie 2 te werk. Die een wat 1 gekry het, het alles ontvang om met 1 te werk. Die een met die 1 talent was nie afgeskeep nie. Het nie in die kortste end getrek nie. Hy het steeds baie gekry. Minder is die een met die 2, minder is die een met die 5. Wat noem 'n mens 15 miljoen waarna jy moet kyk? Dit is nie klein nie. Dit is 'n talent. Hy het nie 'n afskeep talent ontvang nie. Hy het wel afskeep werk gedoen met die 1 talent wat hy ontvang het. Was makliker om 'n gat te grou. Was makliker om die ding uit die weg uit te ruim. Was makliker om die ding te bære en daarvan te vergeet. God fokus nie op dit wat jy nie kan doen nie. God fokus op dit wat jy wel kan doen. 'n Derde ding, hierdie talente het nooit aan die slawe behoort nie. Hierdie talente het altyd aan die meester behoort. Was nie die slawe se eiendom nie, hulle kon nie die wins hierop vat nie, hulle was net rentmeesters van hierdie talente. Wat beteken rentmeester? Hulle moes dit bestuur, hulle moes dit versorg, hulle moes verantwoordelikheid neem daarvan. En aan die einde, toe hierdie ou terugkom, toe sê die eerste 2 vir hom, jy het vir my 5 gegee, het vir my 2 gegee. Ek het nog 5 gemaak, ek het nog 2 gemaak. Miskien klink dit so 'n bietjie arrogant. Ek. Maar dis nie wat hier staan nie. Al wat hier staan, ek het met dit wat u vir my gegee het, ek het dit optimaal gebruik. Ek het dit dankbaar gebruik, ek het dit geesdriftig gebruik, ek het dit entoesiasties gebruik, ek het dit met toewyding gebruik. Alles wat ek het, is u sin. Maar ek het dit gebruik. Dis iets wat die laaste ouetjie nie kon sê nie. Bring my by die laaste punt. Moenie geleenthede verspil nie. Moenie geleenthede opmors nie. Op die einde van die dag het hierdie laaste ou nie die eienaar se geld verspil nie. Hy het nie soos die verlore seun voor sy pa gaan staan en gesê, iets vir my hierdie geld gegee, ek het dit uitgeleef, ek het dit uitgemors nie. Hy het nie die geleentheid gebruik nie, hy het nie die geld verspil nie. Hy het die geleentheid verspil. Dis is 'n vriend vir wie jy 'n kosbare geskenk gee. Jy het moeite gedoen met die geskenk, lank getalm, lang gewonder, uiteindelik het met liefde gegee, toegedraai. Jy gaan kuier 'n maand later en die pakkie is steeds onoopgemaak. Maar dit was nie 'n prioriteit nie. Jy sien die verskil tussen die eerste 2 en die laaste een. Die eerste 2 het die talente gesien as 'n geleentheid. Die laaste een het dit gesien as 'n las. En wat doen jy met 'n las? Jy raak van dit ontslae. Jy begrawe dit veilig en om 'n skat in daardie tyd te begrawe in die Bybelse tyd was nie so verregaande nie. Dit was nou wel belê by die bank wat nie rente gee nie, maar dit was onder jou voete uit. Ons ouers se ouers het nog geld onder die matrasse weggesteek. Daai bank gee ook nie rente nie. Maar hierdie was nie 'n geleentheid nie. Was 'n las. En daarom om rustiger deur die lewe te gaan, raak ontslaaf van die las. Begrawe dit.
Gaan staan as die eienaar terugkom en sê, jy het dit vir my gegee, is dit veilig terug. Ek het nie risiko hiermee geneem nie. Ek het nie hierdeur geleer nie, ek het nie hierdeur gegroei nie. Ek het dit nie in dankbaarheid beleef nie. Dis by die laaste gedeelte van ons woord vanoggend. Ons eienaar is op pad terug. Hy kom die een of ander tyd. Jy is dalk nie die een met die 5 talente nie. As jy jouself meet aan ander, dalk nie is die een met die 2 nie. Maar wat jy ontvang het, het hy vir jou gegee met groot vreugde. Doen jy moeite? Of kies jy die maklike uitweg? Wil weer herhaal. God stel nie belang in dit wat jy nie kan doen nie. God stel belang in dit wat jy wel kan doen. Wat saak maak is nie wat jy het nie. Wat saak maak is wat jy daarmee doen. Ons eienaar is op pad. Die reisiger se dae is afgemeet. Hy kom weer terug. En as jy vandag na jou lewe kyk, is jou lewe die woorde werd wat sê, oor min het ek jou aangestel, met min het ek jou vertrou, oor baie sal ek jou nou aanstel. Kom deel in my vreugde. Amen. Eintlik, Here, moet ons almal vandag na 'n graafloop gryp. Goed opgrawe wat ons al lank al weggeberg het. Want dis makliker en gemakliker. Dankie vir u geduld. Dankie vir u lankmoedigheid met my. En dankie, Here, vir u woorde wat tref op plekke wat ek dikwels wil toehou. Aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Van die Here en elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met die elkeen bly wees. Amen.